Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir die geleentheid om hier te kom staan en die naam van die Here groot te maak. Maar ek nooi U Heilige Gees in om as prediker, Here, en as diensleier, Here, as regering van hierdie vergadering op te tree, Here. En vandag, Here, elke oor, elke huisomstandig, Here, wat anders is, Here, en gee elke ene oor, Here, om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Here, ek bid vir hulle wat op hulle beddens lê, siekes, krepeles, Here. Here, wat so omstandig, Here, hy met in sy huis besit. Here, bid ek vandag, Here, vir hierdie omtrek, Here, dat U dit in besit sal neem, Here, en dat die Gees van die Here Vader sal wees, Here, om mense se harte aan te raak, Here, siel, gees en liggaam te bekoor, Here, in die naam van Jesus, Here. En ek sê vir U baie dankie, Here. Amen en amen. Elke luisteraar, moet ons nie aankyk as goeie mense nie. Ons het elkeen 'n wolk van getuienis. Al mens wat goed is goed. Maar God is baie lief vir ons as mens. En hy skep 'n goue geleentheid soos vandag, sodat jy sy stem kan hoor. Soms wil ons nie kom daar by die kerk, ons wil nie hoor en wat ander mense sê nie. Moet nie luister wat mense sê nie, maar luister wat God sê. Ons gaan die naam in die staak lieflik, gaan ons God se naam groot maak. Ons gaan die atmosfeer, gaan ons vul die Here aan te nooi. Want dit is die Here se plek. En hy moet sy ereplek inneem. Amen. Sy worship team gereed is. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Ek in my huis, ons sal die Here dien.
Ek voel dat die herte druk my nie meer. Die kruis het my las laat verdwyn. Die kruis het my las laat verdwyn. Die kruis het gelowiges wat saamstem. As luisteraars wat saamstem. Die kruis. Ek voel dit nie meer. Dit druk my nie meer. Die kruis het my las laat verdwyn. Hoor daar. In despair, die kruis het my las laat verdwyn. In despair, die kruis het my las laat verdwyn. Is nog eenmaal? Je mag een last vullen. In naam van Jesus Christus. Het maakt niet saak wie dat ooit mag is nie. Halleluja. Terwijl je op die aarde is in die Bijbel, zal elke oog ook om zien. Sê die Bijbel. Halleluja. Wanneer Jesus komt, sê die Bijbel, zal elke oog om zien. Ook die wat in die grafte is, zal hom zien. Amen. Dat die mens wat in die doderik is, wat in afwachting is, wat in die diepe slaap is, wat wacht vir hom wat gaan kom, sê die Bijbel, sal hom sien. Amen. 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 Hulle verwag nie die aardse mense of 'n belangrike iemand nie, prys die naam van die Here, maar hulle verwag hom, Jesus Christus, die Messias. Hy sê, kyk, ek was dood en ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels tot die koninkryk van God. Amen. Ek kom in daardie almagtige naam. Amen. En daardie naam in die atmosfeer, halleluja, in die lig en whatever waar ons is, prys die naam van die Here, sê die Bybel dat die duivels en sy engele hulle sidder en hulle bewe vir daardie naam. Amen. Daar is nie ander name nie. Al die name, halleluja, aan die wêreld gaan tot stof. En tot stof gaan hulle terugkeer. En dan sê die Bybel in die boek van Spreuke, die nagedagtenis van jou naam word vergeet en dit verdwyn. Maar die naam van Jesus, hy bly vir ewig en vir ewig en vir ewig. Amen. Amen. Ek groet net so dat die duiwel moet my hoor, want ek is hier om oorlog te voer, niet die mense in die Bybel sê, halleluja, prys die naam van die Here, ons wapens is kragtig gegee deur God, halleluja, om die werke van die duiwel, halleluja, te verbreek. Amen. Is dit waar? Halleluja. Prys die naam van die Here. Daarom is ek vanmiddag hier. Halleluja. Prys die Here om vanmiddag net 'n gedagte of 'n woord aan iemand te gee. Vanmiddag, halleluja. Prys die naam van die Here. Ek is net vanmiddag wil ek net 'n messenger wees, wat net 'n brief vir jou afgee, of net vir jou te remind, of om net iets vir jou te gee. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek sê, God is good. All the time. All the time. God is good. Johannes 10 vers 10. Ek sal dit nooit vergeet nie. Jesus noem dit self. Hy sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Hy kom met 3 dinge, 3 purpose. Jesus sê ek het gekom dat julle lewe mag hê, die mens, en oorvloed daarvan. Amen. Soek jy die oorvloed van lewe? Soek jy die oorvloed van die lewe? Amen. Amen. Wil jy lewe of wil jy sterwe?
Amen, die Bijbel vraagt, waarom wil jij sterven terwijl je kan leven? Amen. Amen. Prijs die naam van die tijden, raak ik baie bang. Halleluja, prijs die naam van die Heer. Ik heb nou gedacht, toen ik aan mijn seun te begrafenis toe gaan, toen kijk ik zo oor die begrafplaats, toen zei ik voor een ander man, hij komt aan en ik loop zo, ons komt naar elkaar toe, ik zei van hem, weet je wat, ik hier rondom kijk, als sien die, hier leert een hele nasie. Toen zei hij, joh, als waar wat hij zei, die staat niet stil. Hij kijkt mij zo, hij zei, is toch al waar, hij is nog niet aangedankt. Ik zei, hier leert een hele nasie. En dat is net van onze brein, mensen. Wat allemaal hier zo leert. En jou moet in eerste rivier begrafplaats. Ik raak bang aan die dagen. Als ik zie hoe die duivel slag en verwoest onze jong mensen. Kom eens lees Johannes 10. Kom eens lees Openbaring 3. Vanaf vers 19. Say God is good. Ik berisp en straf allemaal wat ik lief heb. Kry lewe en kom tot inkeer. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal die feesete saam geniet. Die wat aanhou oorwin, hom sal ek toelaat om saam met my op die troon te sit. Net soos ek oorwin het en saam met my Vader op die troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees aan die gemeentes wil sê. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand die deur oopmaak en my stem hoor, sal ek ingaan na hom toe en ek sal saam met hom maaltyd hou. Dink ek sê die ander vertaling. Kom ons bid dit saam. Dis vir die seën van die Here oor die woord. Vader, ek wil kom bid. Here, hier is die opening van die woord. David skryf, hy sê die opening van die woord, Here gee lig. Ek bid dan nou, Hemelse Vader, Here, vir die salwing wat elke juk verbreek. Ek roep God se Heilige Gees, Here, oor my en oor die woord wat ek sal spreek. En die gedagte, Here, wat U in my hart gelê het. Kom dan nou, Vader, verheerlik my en verheerlik ook U woord vanmiddag wat ek sal spreek. Het is nie my woord nie, maar het is U woord, Here. Wat dan, Vader, Here, waartoe dit sal gaan, waartoe dit gestuur word, Here, in Jesus naam, Here, vir die wat luister die Bybel sê, Here, dat die wat die woord hoor, wat luister, wat die Gees aan die gemeente wil sê. Daarom kom ek aan nou, Hemelse Vader, maak my so toe, onder die bloed, aan die naam van Jesus, en elke mag, ten elke skans, ten elke voorwerp, van die vyand, oor ons lewe, oor hierdie bediening. Trek hierdie bediening onder die bloed, hierdie openlig, onder die naam van Jesus, en word dan verheerlik, Here, in Jesus naam. U wat sê Jesus, tot die ewige lewe, elke een, wat deur my wil kom, sal dit vind. Hy sê, wat die deur my kan kom nie, hy sê nie kan ingaan. Daar is die ander deur, behalwe die deur van Jesus. Hy noem het van die disciples en van die mense om hom. Hy sê, ek is die deur. Iemand moet deur my kom om in die koninkryk van God in te wil gaan. Dan op 'n dag sê gemeente, vriend en daar is nie 'n
Ons huise het almal deure. Ons het 'n voordeur en ons het 'n agterdeur. Ons kan by ons voordeur ingaan en ons kan by ons agterdeur kan ons uitgaan. Ja, 'n tydelike huis het 'n voordeur en 'n agterdeur. Die koninkryk van God, daar is ook 'n deur. Maar jy kan nie sommer daar uitgaan nie. Want Jesus stel hom voor dat hy sê ek is die deur. En jy moet deur my kom. Jesus noem 'n gelykenis. Iewers in die boek van Matteus, of in die boek van Lukas, of in die boek van Markus. Want het so gaan, wat hy verduidelik, hy sê, halleluja, daar was iemand wat nie 'n kleed aangehad het nie. En hy was daar binne. Toe word daar opgemerk, sê die Bybel, wow, het hy dan daar aangekom, as hy nie 'n kleed het nie. Hy wil liever by die venster. Hy was aangekruip het. Maar met die deur het hy nie keer gekom nie. Want almal wat binne is, word erken, pastor, dat hy 'n kleed aan het. Amen. Amen. By jou huis deur kyk jy maar in en uit beweeg. En agteruit, in en uit beweeg. Want as jou huis en die geklap aan die deure, kan jy miskien maklik onderskei. Wie klop daar? Baie mense kan 'n geklop identifiseer. Ek kan onthou, my vrou het altyd gesê toe my seun nog geleef het, Ryan het 'n sekere tipe klop gehad. Of het nou 'n vroeë aand is, of in die nag, of in die oggend leraar, hy het 'n sekere klop het hy gehad, dan weet ons as Ryan. En wanneer ons hy oopmaak, dan begin hy 'n pastor 'n bietjie meer aanhoudend klop. As dat ook nie help nie, dan maak ons kamers dan op ons slaap, maar ons oorhou op alle oopmaak. Dan begin hy roep, Mami, Daddy. En hy trek ons aandag. Dan moet ons maar oormaak. En kloppe kan 'n mens identifiseer. Baie keer, dan moet ek en my vrou ons wil nie oopmaak nie. So die mense, soos die rieke daar die blokke, klop, as aanhoudende kloppe, as dringende kloppe, as sagte kloppe. Baie keer kan dit hoor, wanneer dit 'n kind se klop is. Alles gaan draai om. 'n bietjie van dit en 'n stukkie van dit. Dis maar alles vir myself. Waarvoor ons gelowiges daar is, as 'n bietjie van die en 'n stukkie van die. Want die gelowiges mag nie nee sê nie. En die ouers sit die druk daarop. Suster Lisbeth en broer Pieter hulle werk. Hulle het graag, hulle het. Amen, iemand dan vir my gesê aan die blokke, niemand jy lieg. Want vir my sê, jy het die, jy het.
Jy het asof jy net miskien nie wil gee nie, maar jy het, ek weet, jy het. En jy praat jy die waarheid, maar ek wil ook een bietjie, die stond daar, een bietjie te terugneer. En ek kan nie net so wil verwacht, hulle wil heen nie. Baie kloppe, kom aan as het Here, sê die liedjie. Aan baie kloppe, wat ons miskien nie kan identifiseer nie. Maar hoe nou hierso? Jesus noem 'n ander ding aan ons as gelowiges. En ons val aan die strikken vaste. Maar weer man, kom in die nacht en dan klop hy aan my deur. Maar as jy kom, nee man, my kinders slaap en ek slaap. Ons kan nie nou opstaan nie man. Maar die man kom aan die houding aan my deur en sê, ek het die verleentheid, ek het nou visiters, ek het niks om hulle aan te sit nie. Ja man, dan kom het hy nie voorsiening gemaakt in my. Ek het net genoeg brood vir my kinders. Ek het net genoeg vir Abraham, halleluja, vir die naam van die Here. Ek kan nie nog dit gee nie. Maar die man vra aanhoudend, asseblief, asseblief. Want die geroep en die geklop is al opdringendig. Hoe maak ek nou vir myself? Ek is 'n gelowige. Ek is 'n broer. Maar hoor wat doen ek nou? Hoor wat sê ek nou? Ek is nou tyd vir die man, ek kan hom nie help nie. Amen. 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 Ek kan hom nie nou help nie. Amen. Prys die naam van die Here. En dit is toch so. Baie van ons val in hy stuk. As dit waar, dan weet ons nie. Dank, het die Here die kind gestuur, of die Here die man gestuur nie. Sister Amerika, daar weet ons, kan ons nie onderskei nie. Want ons is aan die slaap. Ons is aan die slaap. Soos die 5 maagde, ons is aan die slaap, ons kan nie meer onderskei nie. Die roep sê. Is dit waar? Want ons voel al flikker. Ons voel al moeg. Vir die geroep en die geklop. Amen. Ons voel al gekwis. As ons sê reg, dat ons so gebruik moet word nie. Ja, as ek kan nou hier, vir die behoefte, hier van ander mense, as ek kan nog gered, om te voorsien, as die een charity house nie, as die een charity huis, maar praat jy oor die Here, dan wil ek niks van die Here hoor nie. Praat jy vir een huisdienst, nee, dan wil ek die huisdienst heen nie. Maar ek kom klop, en die geroep is altyd daar, maar net vir die mag, as dit die waarheid is. En dan leer hulle oppaste, en hulle gee nie geld terug op die. Die titel van my woord is, hoe sal ons kan identifiseer, wanneer Jesus aan my hartse deur gaan klop. Mama, papa, vriende, vrienden, moeder, dit is thuis, op 'n dag. Die dienstleier het nie genoem, ons was so goeie mense nie. Ek stem saam met die dienstleier, ons was nie. Ons was nie so gewees wat ons nou is nie. En ons gee ook nie voor nie. En ons sê ook nie, ons is reg, soos ons nou is nie. Maar al wat ek kan weet, en al wat ek kan sê, dat van ek met die Here is, tot nou toe, die dienstleier gesê het hy my gemaakt van die persoon wat ek nou is. Maar ek streef me nog, maar dit
van die Here, hy halleluja, hy het my sy woord gegee, halleluja, dat hy sal my opwek in die laaste dag, wanneer ek ontslaap, om by hom te wees. Want die Bybel sê, die wat die seën het die lewe. Maar die wat die seën nie het nie, het nie die lewe nie. Eenmaal aan die strate, aan die 80e jare, halleluja, aan die Oudstream, aan die Soekbekaarstraat, halleluja, toe die eerste, die skorpions nog so beweeg het, halleluja, toe hou daar mense so 'n openligdiens, halleluja, en ek staan daar, en my naggie sê nou vir my, ek wil wegkom van die mense af, hierdie mense sê, hulle is nie reg nie. Die mense praat oor hulle sondes, hulle praat oor hulle die kerkie. Daar is jou kerk, Pieter, daar is jou kerk, daar is jou kerk. Bly weg van die mense af, wil nie eens daar staan nie. Maar met die mense, as ek daar staan, dan voel ek 'n warmte, ek voel iets anders. As ek wil loop, dan voel ek my, ek kan nie loop nie. As ek voel, ek wil gaan, dan kan ek nie. Halleluja. Tot ek 'n dag weet, wat ek altyd geweet het nie. Toe kom daar 'n klop aan my deur, jongman, wat ek nie geweet het nie. Wat ek nou weet, ek sê, Jesus, wat klop aan my deur, het sy deur, Michelle. Ek dink ek was 14 of 15 jaar, ek kan nie mooi onthou nie, as baie lang terug. Weet ek is nou 63 lere, as lang terug. Ek kan nie mooi onthou die ouderdom nie, maar ek weet, ek was jonk. Toen neem ek die Here aan, ek het nie geweet wat het is nie, wat het beteken, ek het gevoel, ek het aangegaan paaste, oor die geklop hier aan my hart, en ek het nie geweet nie. Toe ek my kom kry, toe ek op my knieën, en 'n ou broer, ek dink, ek ken nog van hy ou veterane, Bybel, hulle is al dood, wat vir my, want het is eenvoudige mense, is mense, wat jou gezicht wil optrek, amen, het vir my gebid, en nog waar ek, daar is iets, dis moet Jesus wees, wat geklop het, en ek het uitgegaan, sodat hy kan maaltyd, saam met my, kan deel, broedamon. En dit het ons allemaal as 'n pad omgekom, het ons geluister, die getuie van broedamon, hy is nog nie klaar met sy getuie nie, hy het 'n wolk is groot, 'n wolk is dik, ek kan nie meer hoe 'n wolk is nie, maar broedamon, elke een weet het, amen, het 'n getuie, en die Bybel sê, 'n ware getuie red 'n lewe. 'n ware getuie kan iemand verander. 'n ware getuie kan ook iemand red. Want Jesus sê, julle sal my getuienisse wees. Julle sal my getuienisse wees. Want hoe sal die mense weet, wanneer ek nie gaan getuig nie, aan iemand nie? En sê, ek het eenmaal so 'n besluit geneem. Ek het nie geweet op hy oomblik wat ek doen, maar ek het gevoel, hier is iets by my hart. Want God werk mos na 'n mens se hart toe. En wanneer jy daardie gevoel kry, dan is dit soos die Bybel sê, kyk, ek staan by jou hartdeur en ek klop. As iemand oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom. Die pastor, halleluja, toe wil ek wag vir Ryan om te kom. Ek berei my voor, bedanka, halleluja, ek heb my klomp omhels, en ek heb beleid genomen, want het is altijd iets wat aan my borstel, halleluja, ek moet iets doen, prijs die naam van die Here, zodat jy die ding kan gebreid raak. En toe kom sê my kind, ek vergeef jou altyd, waarlik, whatever wat jy doen, is daddy is lief vir jou. Ek wacht van die geklop. Maar stel, ek wacht my aan, het raak laat, het is Saterdag aan, het is Sondag, ja, het is Sondag, ja, as raak ek bekommerd. Waar is die klomp? Ek sit en wacht.
Er het wel nog iets gebeur. Ek dacht, maar ek hoor nie daaroor nie. Want het is goed om alles gebeur. Ek weet wat het is. Ek ken mos, ek weet. Ek ken mos, ek weet. Maar wat het ding is van, hy my worstel. Hy altijd vir my gesê, Daddy, die strijd wat ek strijd, is 'n geestelike strijd. Toe kom maar 'n ander geklop, leraar. Dringend. Tok, 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 tok. Ek dink, dis nie Ryan die nie. Dis die Jolien. Dis nie Ryan se geklop die nie. Hy was omtrent so, seker 8:30 of voor 9. Dit is nie Ryan se geklop die nie. Ek maak oop. Ek sien ek is 'n naas ouetjie sê, Oom Pieter, moet baie vinnig afgaan. Ryan is gestamp daar onder by Satari. Jo, sien nie, die verwachting wat ek het. Die klong, hy gaan kom. En hy weet mos, hy kom altyd weer. Hy kom klop hy. En ek ken hy klop. Amen. Dis die ander klop. Dis die Messias. Halleluja. Hoeveel jong manne, hoeveel jong dochters, halleluja, het jullie geklop en die stem geïgnoreerd. Want vandag, halleluja, spijt as altijd te laat, halleluja, voordat het heb op my zin gepraat, het raak om laaien, dat het een leven, wat jy moet nakijken, halleluja, na dit, by die naam van die Here, kan jy nie meer terugkom nie, jy kan nie meer rechtmaak nie. Was voor 3 dae voor dit, ek preek by hom, ek smeek, ek kan nie meer nie. Dus Abraham sê, kind, onthou, het een goeie dag gehad aan die lewe en ook Lazarus. Onthou, daar kan nie uit die dode iemand opstaan en kom om te waarsku jou broers nie. Onthou, het een goeie dag gehad en Lazarus het ook syne gehad. Sê vir hom, ons kan nie weer terugkom nie en recht maak nie, want ons weet nie hoe die aan die ander kant is nie. Ja, my kind, dis kan die graf, is daar genade, om recht te maak, maar aan die ander kant, as daar nie. Hy was toch dan met my seun, by die kerk gewees, dis so 2 dae of 3 dae voor dit. Want dier dit het hy altyd na die Here gesoek, en gehinker. Want het gebeur, dit is alles gebeur, want hy is by die Here, en ken die Here, en dit is op Hostelstreek by hom. Maar die drugs is 'n ander ding. Want jong mense aan oorweldig en besit neem en het maak van jou 'n slaaf. En daardie ding, by die naam van die Here, halleluja, gaan jou doodmaak. Dat daai ding wat jou lei na die dood, wat die Bybel sê, halleluja, in Romeine 6, vers 26, die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe bring ewige lewe. Kyk, ek staan baie harte, en dan verhard mense hulle harte. Dan verhard jong mense. Want iemand die stem van die Here as onkenbaar. Wat iemand wat diep geval is. Die klop as ook onkenbaar. Hulle kan nie die geklop nie. Maar jy sal het voel, as jy het gevaar. En wanneer jy dit wegwys, sal jy gevoel, dan kom het nie weer. Die gevoel kom altyd nie weer. Het kom nie weer en het kom altyd myself, maar die gevoel gaat weg. As baie mense wat sterwe, 'n kinders van die Here in afvalligheid. Want eenmaal dan kom Jesus en dan klop hy weer en jy hart se deur om oop te maak. En as hy val en hy sterwe, sal hy gevoel weer kom. Want die Bybel sê, vandag, as jy my stem hoor, moet jy die harte nie verhard nie. Yes, Lord. Moet jy die vaders dit gedoen het.
en tyd in Egipte nie. Die Here met hulle praat, het hulle almal omgekom. Hulle was deur die slange gepik gewees. Net 'n bietjie voor uit die duisende kon ingaan. Toe Joshua hulle verder vat. Maar die belofte gee die Here aan ons. Die belofte gee die Here aan sy kinders. Wat wil hy sê? As ons gehoorsaam is, dat ons gaan in, of ons gaan het maak nie. Ek accepteer niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg en ek is die waarheid. Die ouens praat ook so, ja, hulle het ook waarheid. Nou wat die waarheid is die? Wat hulle het. Want Jesus het die waarheid sal ek ken en die waarheid sal my vry maak. Ek praat nou die dag met 'n kliënt van my. Ek praat so 'n bietjie saam met hom. Hy sê vir my broer, die laaste uitweg is die Onkeleboek. As jy 'n Onkeleboek vat en jy lees hom, hy gaan jou lei tot die waaragtige waarheid. En daarmee kan jy nie strei nie. Want dit is ons almal se pad om daarom te draai, om 'n keuse daar te maak. My kind kry 'n voorreg om nommerskap te vat, terwyl hulle sy potensiaal sien en kyk, as al wat die ouers wil sien om jou 'n nommer te maak, maar toe maak hulle 'n mistake, en toe mos gis hulle vir hulle, toe sê my kind vir hulle, gee vir my, ek het 'n Bybel vir my pa vir aan buite, want ek gaan die evangelie verkondig, want ek kom met 'n huis, toe vertel ek so 'n bietjie sy geskiedenis, daaraf kom hy, amen, en die ouens skrik, en hulle sê, nee, Ryan, die nommer maak vol, maak so, bewys ons die ding, en hy laat by 'n Bybel binne die tronk neem, en hy preek haar so, praat my vrou, hy sê my daddy, hulle hoef my nie uit te chappie, hulle gee net die nommer, is al, Abraham, want hulle wil ook vir hom vergoed, sien nie, hulle wil 'n vergoeding aan nog gee, nou al vergoeding wat jy ouens kan gee, maak jou 'n nommer, dis al, sê waar Evangelis, stem jy met my saam, daar is die ander lewe aan die tronkie, sê waar my vriend, daar is die ander lewe daar so nie, om te stres is, en dan maak jou 'n 6, om jou 8 is, en dan maak jou 8, want die ouers wil ook jou vergoed, en hulle tel op vir jou, en hulle saluut mos vir jou, is dit waar? Sê my saam, ek kom ook af en af, maar my kind het tyd geneem, daar was iets in hom. Hy het vir my gesê, Daddy, ek is baie anders, ek is nie selfde soos julle nie. Daar was tye, maar die geklop aan op sy deur gekom het, toe jy probeer uitreik. Maar al wat ek op die kon gehelp het, ek kan hom net nie vry kry van die ding wat jy vastvat nie. Ek het alles probeer, my hande was afgesny, ek en my vrou was probeer, dat hy by die plekke moet kom, om hom te help. As jy dat ons kon nie om help nie, ons dinge nie, maar om met iemand met drugs te werk, ek praat oor ondervinding, as baie moeilik. Ja, hy word gebid, alles, maar ek sê vir jy, as iemand, jy sê mos, hoe denk ek jong mense, hulle is vastgevang, as baie moeilik, hulle kom recht, dan val hulle weer in, hulle kom recht, hulle val weer in, dat my klomp een af my gesê, Daddy, ek gaan sterwe, ek gaan dood, die goed is dag my, maar ongelukkig as hy nie dood van drugs nie, hy is nie dood van dinges nie, met op 'n ander manier, as hy toe dood, Jesus sê, kyk, ek staan met die deur en ek klop. As iemand nog net my stem kan hoor.
My ondervinding was toe ek hy gevoel kry. Daardie ding is toe gewaar ek. Dit moet die Here wees. En wat hy dag op, toe was my lewe nie meer dieselfde nie. Alles het verander. Alles het gechange. En so het elke een gekom, wat by die Here uitgekom het. En die dag toe Jesus instap, en toe die deure oopgaan, hy noem ook iewers in Openbaring, iewers daar in hy skrifte in, kyk, ek het aan julle geopende deur gegee, en niemand sal het sluit nie. Daardie deur is oop vir ons, om in en uit te beweeg. Die ouens van 6, die ouens van 8, en die ouens van die 7 praat so, want hulle ander gaan met die deur, dan kan jy nie sommer uitkom nie. Nou, as jy aan die deur nie, so jy gaat, jou ding kyk al binnen, of jy gaat sterf daar binnen. Maar Jesus, ek sê Jesus, wanneer hy geklop het, en jy maak op, en jy herken sy stem, hy sal saam jou maat hou, en hy kan jou uitlei daaruit. Vraag maar vir die wat verlos is, en wat daar uitgekom is, vraag na hulle getuienisse. Vraag maar vir die prisoners, halleluja, die manne van die prisoners, wat daar uitgekom het, halleluja, vraag maar vir hulle kom maar uit, halleluja, hulle daar uitgekom. Jy kan daar uitkom met Jesus. Nie op jou eie nie, maar Jesus. Jy het 'n plan, en hy het 'n toekoms. Vir jou, en vir my. Kom ons staan. Kom ons staan. Altyd die geleentheid om te bid vir ons kinders. Te bid dat daar verandering sal plaasvind in ons huishouding. Ons self in ons gemeenskap wil ook goeie dokters voor in dag bring. Ons wil ook hoor, Makassa het alweer die beste advokaat opgerig wat sit in die Landdroshof van Pretoria. Ons wil die beste hê vir ons kinders. En ons kan dit doen met die hulp van die Here. Maar nou die vyand is daarvoor uit. Die Bybel verklaar dat hy sit en loer en hy kyk vir wie sy nek stadig is. Soos hy is nie tevrede met wat vandag hier uitgaan nie. Daarvoor kom hy elke keer om onmond te sy. Maar ons is hier as kinders van die Here om sy werke kragteloos te stel op hierdie hoek. Prys die naam van die Here. Daar moet 'n verandering plekvind waar God is. En ons roep hierdie area vir die Here. Dat daar verskil sal plaasvind, dat jy 'n verskil gaan bring. Want toe jy uitkniel, toe sien ek die mense kyk. En hy sal 'n laaste kyk. Want wanneer God dit doen, dan doen hy volbrachte werk. Amen, geliefdes. Kom ons vat die hande, geliefdes. Kom ons vat die hande. Kom ons eien hierdie plek. Kom ons stel die werke van die vyand kragteloos. Kom hulle. Dis in die naam van die Here wat ek kom. En ons verbreek die werke van die vyand op hierdie hoek, Here. Ons sny af wat skadelik is en wat nie in die plan en raamwerk van God is nie. Ons verbreek elke onheilsgedagte. Ons verbreek elke afguns wat hy op ons kinders neerdaal. Jaloes wat hy neerstuur op huise, Here. Ons verbreek armoede. Ons verbreek egskeiding. Ons verbreek alles in die naam van die Here. Hemelse Vader, waar U in 'n stad gekom het, sal dit nie dieselfde wees nie. Omdat ons weet U vandag hier was, kan dit nie dieselfde wees nie. Ons bid, my Vader Here, dat U seën hier sal uitgelaat word op ons kinders en op ons kinders se kinders, Here, van ons bid 'n hoopvolle toekoms in hulle lewe. Ons bid dat ons iets nuuts uit ons strate en uit Makassa uit sal bring. Ons bid vir dokters, ons bid vir advokate, ons bid vir die bestes, my Vader Here.
dat daar die beste van ons kan gemaak word. In hierdie plekke wat ons bly, dan lyk dit nie, daar is 'n môre vir ons nie. Het lyk nie, die son gaan weer skyn nie, maar ons nullify dit in die naam van die Here. Die son sal skyn, dit sal beter gaan, daar sal 'n uitkoms kom, daar sal dinge verander in ons buurt, Here. Ons bid die seën van God in elke huis. Ons bid dat die Here sy gange gang. Ons bid dat die Here nog sy naprediker sal eet van sy woord vir elke luisteraar wat gehoor het, dat die woord hom sal nader trek, dat die woord haar sal nader trek, dat die woord 'n bevryding sal bring, dat die harte nie verhard sal word nie, maar dat dit 'n hart van vlees sal word, dat dit geskikte tyd sal oopgemaak word vir die Here en vir die Here alleenlik. Kom uit in die volheid van die genade, Koning Jesus, en seën dit in Jesus naam. Ons sal getuienis kry vir wat die Here kan doen. Kom ons bid saam, die Onse Vader. Onse Vader, Wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied, soos in die hemel. Net soos ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want dan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou net voor ek die seën van die Here gaan uitspreek, dierbaar is ons namelministerie, ons doen huisdienste, ons maak huise skoon, halleluja. So, halleluja, ons is ook daar om hande op te lê op siekes, halleluja. So, as jy wil 'n afspraak maak vir 'n huisdiens, as jy wil 'n afspraak maak om te sê as 'n familielid wat by die huis baie siek is, halleluja, kom en praat met my, kom praat met Leraar Johnson, Evangelis Matinka, Evangelis Philips, halleluja, hy is die susters, kom praat en ons maak 'n datum vas. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons almal gaan in vrede. Rondom Jerusalem is daar berge, net so ook as die Here rondom hierdie volk. Die Here behoed hierdie volk en die Here bewaar hierdie volk. En nou mag die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die vertroosting van die Heilige Gees sy en bly met elkeen van ons. En ons almal wat wagten is op die koms van die Here, sê eendragtig saam. Amen. Halleluja. Hey!